Goeiedag en baie welkom. Maak nie saak waar jy vandag luister nie, by die huis, in jou motor, op die plaas, in 'n hospitaalkamer of dalk alleen met baie vrae in jou hart. Ek glo hierdie boodskap is ook vir jou. Ons leef in 'n tyd waar mense meer verbind is as ooit tevore, maar terselfdertyd meer alleen as ooit tevore. Ons het honderde kontakte op ons fone, maar soms niemand met wie ons harte regtig deel nie. Ons weet wat in mense se lewens aangaan op sosiale media, maar ons weet nie meer altyd wat in hulle harte en lewens werklik aangaan nie. En dalk is dit juis hoekom so baie mense geestelik moeg is. Hulle probeer alleen dra wat God nooit bedoel het hulle alleen moet dra nie. En dis asof ons altyd op ons emosies staat maak. Ons wil graag hê iemand moet ons verstaan, iemand moet ons bemoedig, iemand moet ons raak sien, iemand moet vir ons bid. Maar vandag wil ek jou vra om vir 'n oomblik eerlik te wees. Wanneer laas het jy gevra wie jy bemoedig? Wanneer laas het jy gevra vir wie jy moet bid? Wanneer laas het jy gevra wie deur jou nader aan Jesus gebring word? Want die Christelike lewe gaan nie net oor wat ons ontvang nie. Dit gaan ook oor wat ons gee. Dit gaan nie net oor wie ons help nie. Dit gaan oor wie ons help groei en te groei in die proses. En die ding is, ons is gepla met emosies. Ons bekommer onsself verskriklik oor wat mense sê daar buite. Wanneer laas het jy bekommerd geraak oor wat God dink, as wat jy self dink, as wat ander dink? Ons leef in 'n wêreld wat sê dink eers aan jouself. Maar Jesus sê neem jou kruis op en volg my. Die wêreld sê vra wat jy kan kry, maar Jesus vra wat gee jy? Die wêreld sê leef vir jouself ten volle, maar Jesus sê leef vir God en vir ander. Vandag gaan ons luister na 'n gedeelte wat ons herinner dat God ons nie geskep het om alleen te glo nie, alleen te worstel of alleen te groei nie. Hy het ons geskep om saam te groei as liggaam, om mekaar te dra, om mekaar aan te spoor, om mekaar nader aan Jesus te bring. Kom ons luister saam na God se woord vanuit die skriflesing van Hebreërs 10 vers 24 tot 25. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Tot sover. Daar is 'n interessante feit uit die natuur. 'n Boom wat alleen staan, ontwikkel dikwels vlak wortels. Maar bome wat saamgroei, ontwikkel sterk wortelstelsels wat mekaar ondersteun. God het dieselfde beginsel in sy kerk ingebou. Ons is nie gemaak om alleen te groei nie. Tog leef baie mense vandag asof geloof net iets tussen hulle self en God is. 'n solo godsdiens, as jy dit wil so sê. Maar Hebreërs sê iets anders. Laat ons na mekaar omsien. Die Christelike lewe gaan nie net oor wat ek ontvang nie. Dit gaan ook oor wat ek gee. Dit gaan nie net oor wie vir my bid nie. Dit gaan ook oor vir wie ek bid. Dit gaan nie net oor vir wie ek my help net wil aanvra nie, sodat hulle my kan help groei nie. Dit gaan ook oor wie ek kan help groei. Dink vir 'n oomblik aan die mense wat God in jou lewe geplaas het. Dink dit gou aan hulle. Jou gesinne, jou vriende, kollegas, jou bure. Dit is nie
toevallig nie. God het hulle op jou pad geplaas. Kom ek sal dit anderste. Jy mag dalk die enigste bemoediging wees wat iemand hierdie week ontvang. Jy mag dalk die persoon wees wat God gebruik om iemand terug te bring wanneer sy geestelike vuur begin afkoel. Maar hiervoor moet ons onsself ook naby aan Jesus laat leef. Ons moet tyd maak vir sy woord, ons moet bid, ons moet saam met ander gelowiges groei, sodat ons nie self uitbrand nie. Want God het ons nie gemaak om alleen te groei nie. Ja, die kerk is nie 'n klub nie. Die kerk is nie 'n gehoor nie. Die kerk is 'n familie, 'n liggaam waar ons mekaar help groei, totdat ons almal eendag saam voor Christus gaan staan as liggaam. Daarom is die vraag vandag, wie help jou groei? Maar ook, vir wie help jy groei? Mag ons mense wees wat verantwoordelikheid neem vir ons geloof, ons gesinne, ons vriende en ons gemeentes. En mag ons so leef dat wanneer mense ons ontmoet, hulle nie net ons sien nie, maar vir Jesus sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons nie gemaak het om alleen deur die lewe te gaan nie. Al wil ons baie keer in ons gemakszones terugkeer van net ons eie mens of net onsself, help ons om saam te staan as 'n liggaam. Geef ons moed om met mekaar te gaan, in U te groei. Dankie vir die mense wat U op ons pad geplaas het om ons te bemoedig, te dra en nader aan U te bring. Help ons om verantwoordelikheid te neem vir ons eie geloofslewe. Geef vir ons 'n liefde vir U woord, 'n begeerte om te bid en 'n hart wat graag wil groei. Help ons ook om raak te sien wie U oor ons pad stuur. Maak ons mense wat bemoedig, ondersteun, dien en liefhet. Weer mag ons hierdie week 'n seën wees vir iemand anders en dat ons ook 'n seën vir U kan wees. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die drie-enige God. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. As hierdie boodskap jou gesien het, deel dit gerus met iemand wat dit ook nodig het. Mag die Here jou bewaar, jou versterk en jou elke dag nader aan hom toe trek. Tot volgende keer.